Persentasievermeerdering, wins en persentasievermindering of afslag. Hier gaan dit om uit te werk met watter persentasie die prys vermeerder of verminder. Ons kyk eers na persentasievermeerdering. Met hoeveel persent het die prys opgegaan? Met persentasievermeerdering en vermindering, onthou net hierdie eenvoudige vergelyking. Die verskil oor die begin maal 100 op 1. Die 100 op 1 gee vir jou die persentasie. Kom ons kyk gou werk dit. Die hemp se prys is vermeerder van R200 na R220. Wat is die persentasie vermeerdering of wins? Ons formule begin met verskil. Watter bedrag het ons? 200 en 220. Ons moet die verskil uitwerk. Watter een is die grootste? 220. So ons het 220 minus 200. Nou vir die begin. Wat is die begin? Die begin is die bedrag waarmee ons begin het. Die bedrag voordat daar 'n aanpassing gemaak is. Hier is dit die R200. Ons het met R200 begin. Al die bedrae is ingevul, so nou kan ons begin met die bewerkings. 220 minus R200 is 20. Ons het 'n breekmaalsom en ons kan uitkanselleer. 1 0 onder, 1 0 bo. Nog 'n 0 onder, nog 'n 0 bo. 2 gaan in homself 1 keer en hy gaan in 20 in 10 keer. Nou is alles eenvoudig en ons kan maal. Kyk, onder die lyn is net 1, so ons kan die antwoord bo die lyn net so neerskryf sonder 'n 1 onder die lyn. 10 maal 1 is 10, so die persentasievermeerdering of die wins is 10%. Hoe werk persentasievermindering of afslag? Die formule is nou weer die verskil oor die begin maal met 100 op 1. Ons voorbeeld, die broek is afgemerk van R500 na R300. Wat is die persentasievermindering of afslag? Wat is die verskil? Ons het R500 en R300. 500 is die grootste, die verskil is 500 minus 300. Nou wat is die begin? Waarmee het ons begin? Die broek is afgemerk vanaf. So dit gee vir ons die begin, dit is R500. Nou kan ons die som doen. 500 minus 300 is 200. Ons werk met 'n maalsom, so ons kan uitkanselleer. Jy kan uitkanselleer soos dit vir jou werk. Hierdie is net een voorbeeld. 1 0 onder die lyn en 1 0 bo die lyn. Nog 'n 0 onder die lyn en nog 1 bo. 5 gaan in homself in 1 keer en in 100 in 20 keer. Nou is alles onder die lyn gelyk aan 1 en ons kan die maalsom doen. 2 maal 20 is 40. Die persentasievermindering of afslag is 40%. Belasting wat aan die regering betaal word wanneer jy items aankoop. Daar is wel sekere produkte wat belastingvry is, maar ons gaan hier net werk met items wat wel belasting insluit. Belasting in Suid-Afrika is op die oomblik 15%. Ons gaan na 2 verskillende bewerkings kyk. Sit BTW by die handelaarsprys en trek BTW af van die verkoopprys. Ons kyk eers na 'n voorbeeld waar ons BTW moet bysit. Jy moet mooi kop hou en seker maak jy onthou watter berekening om te doen. Jy gaan heel moontlik ook 'n sakrekenaar benodig om van die bewerkings te kan doen. Ons kyk na die eerste voorbeeld waar ons gaan uitwerk wat is die BTW vir 'n bedrag en dan wat die verkoopprys is met BTW ingesluit. Wat is die bedrag wat jy betaal indien die verkoopprys R500 sonder BTW is? Die eerste ding wat jy moet doen en wat jy moet weet is dat BTW altyd 15% is. Ons skryf die 15% as 'n breek. Dit word 15 op 100. Nou moet ons 15% van R500 uitwerk. Die 500 kom op 'n 1. Dit is nou 'n breek met 'n maalsom, so ons wil eers uitkanselleer. 1 0 onder die lyn, 1 0 bo die lyn.
nog 'n 0 onder die lyn en nog 'n 0 bo die lyn. Alles onder die lyn is 1, so ons kan nou net maal. 15 maal 5 is 75. Wat het jy nou uitgewerk? R75 is die belasting of die BTW gedeelte. 15% van R500 is R75. Nou gaan ons uitwerk wat die totale bedrag is wat betaal moet word. Die handelaar se prys van R500 plus die BTW van R75 gee vir ons 'n bedrag van R575. Die bedrag wat jy moet betaal is R575. Maar daar's 'n makliker manier, kyk gou hier. Ons het nou net gesê die verkoopprys wat BTW insluit is gelyk aan die handelaarsprys plus BTW. Die handelaarsprys weet ons mos dit is die hele bedrag, 100% van die bedrag. En BTW is 15% van die bedrag. Die totale prys is dus 115% van die bedrag. Kom ons werk dit uit. 115% van 500. Dit word 115 op 100 maal 500 op 1. Die nulle kanselleer weer uit. Onder, bo, onder en bo. 115 maal 5 is 575. Net een stap. Ons kry ook 'n ander vraag waar ons BTW van 'n bedrag moet aftrek. Ons het die bedrag waar BTW reeds ingesluit is en jy moet bereken wat is die bedrag sonder BTW. Wat is die bedrag wat die handelaar kry van 'n item wat R805 BTW ingesluit gemerk is. Nou moet jy mooi na die formule kyk en hom leer. Die bedrag voor BTW is gelyk aan 100 op 115 maal die bedrag met BTW ingesluit. Ek herhaal weer. Die bedrag voor BTW is gelyk aan 100 op 115 maal die bedrag met BTW ingesluit. Kom ons kyk weer. Wat is die bedrag met BTW ingesluit? 805 en ons sit dit in die formule in. Nou kan jy die antwoord uitwerk. Dit is 700. Die bedrag voor BTW is 700. Hier is die twee formules weer. Wanneer jy BTW moet bysit, is die bedrag met BTW ingesluit gelyk aan 150% maal die prys voor BTW. Wanneer jy BTW moet aftrek, is die bedrag voor BTW 100 op 115 maal die bedrag met BTW ingesluit.